Prys sy soete naam. Dis lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Amen. Ons het Woensdag aan die voorreg gehad, ons het so 'n bietjie terugvoer gegee oor Israel, oor ons tripie daar, en hier was 'n mooi opkoms geweest. Ons sê mense selfs bietjie laat sien wat ons als daar te koop gekry het, toe vir $10, en dan het ons ook bietjie vir hulle laat proe van die goedjies wat ons daar so gekry het in die, soos hulle noem, the Holy Land. Maar ek wil vir julle sê, en ek het dit vir hulle ook gesê, en ek sê dit vanmôre weer, weet jy waarvoor is ek dankbaar? Die Heilige Gees is saam met ons. Ons het nie nodig om by Israel uit te kom voor die Here met ons ontmoet nie, hy ontmoet met ons hier. Dis 'n voorreg, dis lekker om te gaan en te sien, maar dis 'n voorreg om te weet hy's hier. Dis 'n voorreg om te weet hy's hier. Ek wil u graag vra, en dis nou die laaste keer wat ek dit gaan doen, dan gaan ek na buitentoe myself wend, en dit is dat ek vra, as enige iemand is wat belangstel van ons gemeente spesifiek, en selfs ons Facebook gemeente, ja, om te deel aan ons Israel toer van die 3de tot die 10de Februarie 2026, moet u my laat weet, sodat ons die naam kan opsit. Daar is nog tyd, maar ons wil ons getalle regkry, want ons het reeds taamlik belangstelling, en ek wil nie dat u die plekkie verloor nie. Nou voor die laaste toer, 'n week voor die eind, voordat ons gaan, sê mense, gaan ons nou nog kan gaan? Stellig nie. Stellig nie. Daar's baie bepalings en reëlings aan so iets. Dis nie net 'n week se reël en jy skiet Israel toe nie. Daar's baie reëlings, so hoekom ons dit nou al tref. So wees nou al gereed, kry nou al die gedagtes reg. Daar is versekering, sou iets fout gaan jou geldjies terugkry. Hulle het al daai goedjies nou in gedagte gehou. Die toergroep teenoor wie ons werk is baie professioneel. So as jy sou belangstel, gesels met ons, want dit gaan vir ons oor om te sien dit waarna ons glo. Amen, en dit maak dit nogal baie spesiaal. Praise the Lord. So ek noem vir u, gesels met my, gee 'n naam vir my of vir my vrou, en ons gaan hier opsit, en laat ons net weet wie gaan en wie gaan nie, want ek weet die Here het ook met ons afspraak. Ons glo ander tye sal daar ook weer wees, as hy dit nie nou kan maak nie. Maar amen. Ek wil graag met u deel 'n gedagte wat die Here vir my gegee het oor verkeerde begeertes baar sonde. Verkeerde begeertes baar sonde. Nou dit is ek wil nou nie sê is 'n moeilike woord nie, maar dit is 'n woord wat nou nie vir almal sag op die oor gaan val nie. Maar ek het al vir u gesê, en ek sê weer, ek is nie geroep om gewild te wees nie, ek is geroep om gehoorsaam te wees. En omdat ek gehoorsaam wil wees, gaan ek vanmôre vir u gee dit wat die Here vir my gegee het, oor hierdie boodskap, en ek gaan bekende gedeelte aan die voorhou. Ek het nou eintlik gewens, ek kon sommer daai videoklip vir hulle wys, ek dink is nou dalk bietjie laat, maar anders kan jy maar op Facebook kyk, maar kom ons gaan aan, Johannes 12 vers 3 tot 6 sê hy in die ou vertaling, en Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog met haar hare, en die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was. Vandag se dag, omdat hy net inisiatief aan die dag gelê het. Want jy mag mos nie sê iemand is 'n dief nie. Omdat hy was nie besorg oor die armes nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gedra het en bydraes geneem het. Hy het die bydraes geneem. Nou jy moet gaan kyk, die mooi taal daarvan is nie net geneem om dit in te samel vir Jesus se groepie nie. Hy het gesteel, hy het lang vingers gehad. Verduidelik net vir jonges by julle wat beteken lang vingers. Is nou nie 'n klavierspeler nie, dis iemand wat steel. Kom ons kyk gou 'n bietjie verder. Jakobus 1 vers 14 en 15, mooi gedeelte, die woord van die Here sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. So wanneer ek 'n begeerte het wat verkeerd is, dan begin daai begeerte in my, want ek word nou deur my eie begeerlikhede weggelok. Wanneer ek deur 'n verkeerde begeerte weggetrek word,
dan baar dit sonde, en die sonde bring die dood voort. So verkeerde begeertes is gelyk aan dood. Amen. Waai net so 'n bietjie vir my, laat ek net nog sien, julle is almal hier. OK, hierdie kant het 3/4 gehelp, daai kant waai julle gou vir my. Toe net kyk net of hy speaker reg is. Ek dink nie daai mense hoor almal so lekker daai kant soos die ander kante nie. Ek mis hulle, man. Ek wil hê jy moet vanmôre mooi hoor hier gedeelte. Die Here wil vanmôre mense red. Hoor nou mooi wat ek jou sê. Jy gaan dalk nou vanmôre jou mond so 3 of 4 bar opblaas. Met tyd kan hy opgaan tot so 7 of 8 bar, maar daarna gaan God jou siel red. Amen. Daarna gaan God jou siel red as jy gaan luister. Jy moet baie mooi luister. Amen. As ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons Judas is daar waar Maria nou Jesus se voete salf. Die evangelies beskryf dit verskillend en is verskillende redes. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie, maar as jy gaan kyk een van die gedeeltes wat hy het beskryf, haal hy dit aan oor wat hy 'n ander salwing van praat in 'n ander huis. So as 2 gebeurtenisse waar Jesus gesalf is. Lukas se is 1 en dan Matteus en Johannes en Markus se is 'n ander salf. Maar waaroor dit gaan, hier vrou kom en sy salf Jesus se voete met 'n kruik nardesalf. Dis gelykstaande aan 1 liter duur peperduursame parfuum. Sy vat 'n hele liter parfuum in vandag se terme en gooi dit op Jesus se voete uit. Daai liter parfuum in vandag se waarde word vergelyk met $25,000 of R450,000. Dis hoekom Judas so bietjie amper 'n klein hartaanvalletjie gehad het, toe hy sien, hey, wat maak jy nou? Ons kon eerder hierdie verkoop het, en hy sien, daar gaan geld. Maar hy het nie besef, die daad wat sy doen is veel meer werd as al die geld in die lewe nie. Amen. En ongelukkig een van die goed waarmee meeste van ons struikel en sukkel vandag se dae, is die begeerte na geld. Die begeerte na rykdom. Kom ons sê gou sonder dat ons jok, ons sê amen of eina. Eina. Ons soek maar 'n ou geldjie in die sak, maar nou vra ek vir jou, wanneer het jy genoeg geldjies in jou sak? Wie het ooit genoeg gehad? Soek altyd nog so bietjie. Wanneer ek net nog 'n bietjie kry, dan sal ek genoeg hê. En dit bly altyd nog 'n bietjie. En ek sien dat Judas hierso sit met 'n probleem, want Judas sien hier die salf wat sy uithaal, en ek dink toe hy sien, hier kom dit uit, toe dog hy, hier skoor ek vandag mense, hier is nou baie geld aan die kom. Ek dink hy daai potjie so dopgehou, ek dink sy oë het soos valkoe op daai potjie gebly. Hy het gedink, ek kan nie glo wat ek vandag hierso, wat ons hier losslaan nie. Dis nou 'n offer, dit is nou 'n onderneming wat jy nie aldag kry nie. Dis soos pastore wat ons baie keer met mense praat, dan hou hy sy hand dop, wanneer haal hy note uit die sak uit? 'n Skeeloog geloof noem ons dit. Nou, ek wil nou vir jou sê, dankie Here dat ek nie met daai probleem sit nie, en mag hy my help om nooit daarmee te sit nie. Maar in elk geval, nou 'n lang storie kort te maak, nou sien ek vir Judas, hy hou dop, en ek dink hy maak al klaar gereed, ek gaan nou daai potjie ontvang. Hey manne, ek gaan 'n paar rand hierso vir myself kan wegsit. Hierdie deal is 'n goeie deal. Julle mans, julle ken mos 'n deal. Hierdie deel gaan ek 'n paar, ek gaan sak maak. Ek gaan 'n paar rand maak op hierdie deel. En hy sien, man, hier kom dit. Die volgende oomblik, hier gooi sy dit oor Jesus se voet uit. Wat maak jy dan nou? Hoe doen jy dit nou? Hoe dink jy? Hierdie is baie geld. Jy het nie gedink nie. Hy sê, Jesus, hoe laat jy dit doen? Nee, ek dink hy ou is aan die huil gewees, hoor. Hy moes baie tissues kry. En hy sê, wat gaan nie aan? Hy sê, hierdie kon ons verkoop het. Ons kon 300 silwerstukke gekry. Dis 10 maal die prys wat hy Jesus voor verkoop het. Is 300 jaar se belasting wat die volk betaal het. Dis baie geld. Hulle sê vandag se waarde, as jy dit nou wil vat in spesiale waarde, dis nou interessant, as jy dit nou vat in hoe kan ek sê, in versamelwaarde, kan daai coins werd wees enigiets tussen, nou dit is nogal, dit klink vir my soos die miljonair storie, maar hulle praat van tussen 5.8 en 25.6 miljoen dollar, wat dit werd is. Dis 'n paar randjies.
Nou, hoe doen jy nou dit? Jy het nou nie gedink nie, salf, vat 'n tissue, salf net bietjie. Gooi sy die hele pot uit. Alles. Is alles wat sy gehad het dalk. Want op daai stadium was dit hulle rykdom, is hoe hulle handel gedryf het. Dis nie toeval, maar net daar gestaan die mense, daai is rykdom. Sy het alles wat sy gehad het, sy op Jesus se voete gaan uitgooi. Hy kan nie hierdie saak lekker verstaan nie. Maar nou het dit begin 'n begeerte by hom baar. Want hy het altyd die begeerte gehad om meer te hê, want iemand wat geldgierig is, het nooit genoeg nie. Jy kan nou vanmôre amen sê, of jy kan eina sê, maar kom ek sê gou vir jou sommer amen en eina. Iemand wat geldgierig is, kry nooit genoeg nie. Jy kan die rykste man op 'n dorp wees en die wat 'n oor het om te hoor mooi. Hulle sal nog altyd nog geld soek, want geld is jou God en jy moet daai God tevrede hou. En in elk geval, nou is hy besig hierso en hy kyk hier ding, hy sê nee, hier's baie geld, dis alles wat ek voor kon werk my lewe lank, is jackpot, hierdie is soos om die lotto te wen. Hy is in 'n toestand hierdie man. Nee, ek sê vir jou, ek dink sy hart het hom lakiesie geslaan, hy's moedeloos. Hierdie is groot geld, hy het nog nooit daai tipe geld gesien nie, hier, gooi sit hom op sy voete uit. En hy besluit, nee, man, ek wil 'n paar rand maak, ek wil nie oud word en doodgaan as 'n arme man nie. Ek praat nou vanmôre so in 'n paar mense se kraal. Ek wil nie sukkel as ek oud is nie, ek sal nou 'n plan moet maak, ek sal 'n bietjie moet wheel and deal, want ek moet 'n paar rand maak. En nou begin daai begeerte in hom opkom, 'n verkeerde begeerte, want hy het nou geld gesien. Nou het hy begeerte na geld, nie meer na Christus met wie hy heeltyd was in gemeenskap nie. Ek meen, hy 3 jaar het Judas saam met Jesus geloop. 3 jaar het hy gesien wat Jesus doen, hy het van die brood geëet, het van die visse geëet, hy het alles saam Jesus gehad. En nou kom hy sê, nee, wag. Jesus, daai het my nou lus gemaak vir geld. Ek moet nou 'n paar rand maak. Nou moet ons 'n paar rand maak. Wat gaan ons maak? Nou begin hy dink, as ek hierdie skiem, dit gaan nie werk nie, daai skiem gaan nie werk nie. Hy besef, hey man, maar hulle soek hierdie man. Hulle soek Jesus, ek gaan hom net verkoop. Hy gaan mos nie weet dis ek nie, ek gaan maar dit net so halfskyn heilig doen. So, as ek hom kan laat gaan, dan maak ek darm daai 'n paar rand. Kom ek gaan hoor wat sê hulle. En hy wag vir 'n geleentheid terwyl ons so by mekaar is, hy hardloop weg. Hy sê nee, ek gaan net gou goedjies wat ek moet doen en hy hardloop, hy's op pad aan 'n plek toe. Hy kom maar by owerpriesters. Hy sê, hoor jy, julle, sê gou 'n bietjie vir my. Julle soek die Jesus man. As ek hom vir julle gee, wat gaan julle vir my gee? Wat gaan julle vir my gee? Wat lê vir my daarin? Wat se deal? Bring vir my 'n deal op die tafel, dat ons bietjie geld praat. En ek dink hulle praat so bietjie en ek dink hulle het bietjie onderhandel en op die einde van die dag sê hulle vir hom, ons gee vir jou 30 silwerstukke. Ons gee vir jou 30 silwerstukke. Dis gelyk staan aan die prys wat hy doen om 'n slaaf te koop wat joune word vir ewig. Dis groot. En hy kyk so en hy sê, deal. Ek weet nie het hulle deal gedoen daai stadium. En hy sê, deal, kom ons doen dit. Want ten minste is ek al 'n paar rand nader aan my pensioen. Ek gaan so lank hierdie geldjies vat en hy sê nee, ek sal hom vir jou gee my net die geskikte tyd, want ek moet nou so doen, hy weet nou nie heeltemal ek gaan hom oorleef. So wag nou, laat ons dit nou mooi doen. Hy moet nou nie kan sê dis ek hoor. En toe sê vir hulle, hoor jy, as ons nou in die tuin kom, en ek kom nou daar waar hy is met sy disippels, die een wat ek gaan soen, dis hy. Hy verraai hom met 'n kus. Daai mooi gegroet, daai liefdesbroeders kus. Wat is die motief van die hart? Here gee my eendag 'n gesig. Ek sien 2 Bybelfigure en ek sien hoe kus hulle mekaar. Hulle het mekaar nie gesoen op die lippe nie, hulle het mekaar gesoen op die wang. En terwyl hy dit doen, terwyl die figure mekaar soen, sê die Here vir my, wat is die motief agter die groet? Daar's baie mense wat 'n verskillende motief het. En in die geval was Judas 'n verskil. En toe hy daar gaan en hy sê, toe weet hy, okay, dis hoe hy weet, dit is Jesus. En die evangelies beskryf het, hy sê, hoorie, maar Jesus vra, wie soek julle? Hy sê vir Jesus. Hy sê, dis ek. Ek is eintlik die regte woorde, eko aimi, ek is. Hulle val op die grond neer. Is die verheerlikte naam van God, hulle kan niks doen nie. Hy sê vir hulle, hy wag dat hulle bietjie bykom, staan weer op, hy sê, okay, wie soek julle dan? Hulle sê vir Jesus, hy sê, ek het vir julle gesê dat dit ek is, hy verander sy woorde, want anders het hulle weer geval.
Lyk soos van die Bingste Kerk, hulle sou weer keer geval het. In elk geval, nou gaan hy en hy sê vir hulle, hier sê ek dan, ek het elke dag tussen julle geleer, hoekom kom julle nou met al hierdie ouens? Ek meen, as jy gaan ontleed, hulle het tot eind met 800 man op Jesus afgekom, swaar gewapende soldate. Besef jy hoe sterk, dis is om 'n volk aan te val, man. Dawid het 'n volk aangeval met 300 man, hier kom 800 sterk gewapende manne om Jesus te vang. Want wat het Judas vir hulle vertel, wie is Jesus? Het jy al daaraan gedink? Hy moes vir hulle 'n storieetjie vertel het, hey, die beseter van Gadara het hom gesmeek. Julle moet maar versigtig wees. Moenie net een mannetjie kom nie, bring versterkings by. Hierdie man lê sy hande op siekes, hulle word gesond, blindes sien, dowes hoor, lammes loop. Dit is Jesus. Pas op, kry iemand anders om te help. En nou kom hulle daar aan en hy verkoop Jesus en nou daarna toe het die sonde mos nou gebaar. Hy het mos nou sy sak gekry, nou sit in sy hand. Nou ek het so 'n mooi videoetjie op Facebook, julle gaan nie kan speel nie, nê? Okay, hulle gaan nou nie kan speel, maar op Facebook sê jy sien, het ek hier voor gehad, toe ons in Bethlehem was, toe het daar die man van daai winkeleienaar, dit is ook die burgemeester van Bethlehem. Toe hy hoor wat ek doen ook en so aan, toe sê hy wil vir my iets spesiaals doen, hy gaan na agter en hy gaan haal so 'n sakkie, so 'n leersakkie uit. En hy vat daai silwer muntstukke 30 waarvoor Jesus verkoop is. En hy gaan en hy gooi dit so in my hand. Maar toe het so in my hand gooi, toe breek ek op in trane en ek besef, dis die prys waarvoor my Jesus verkoop is. En terwyl ek daai silwer stukke so in my hand hou, dan gee ek in die video bietjie meer inligting, maar dis net om dit te noem, is die prys van 'n slaaf. Het Jesus is vir die prys van 'n slaaf verkoop om ons onder slawerny uit te haal. En toe Jesus verkoop is, en hulle gryp Jesus en hulle gaan en hulle het vir Judas sy geldjies gegee. Toe gaan sit hy en hy raak so 'n bietjie rustig, neem ek aan daar ergens op 'n klip. Want nou het hy mos gekry wat hy gesoek het, daai drang was heeltyd daar, ek soek net geld, toe het hy geld gekry, en toe hy daar sit, toe besef hy, hoorie, maar hierdie geld weeg nie op teen dit wat ek ervaar het vir 3 jaar nie, ek het 3 jaar het ek iets anders gekry wat my 'n vervulling gee, iets anders het my gevoed, die geld weeg nie op nie, wat gaan aan, ek voel leeg. Hy het gedink die geld gaan hom gelukkig maak. Hy het gedink, as ek net daai geld het, dan gaan ek smile, want dan kan ek 'n paar dinge koop. Ek kan 'n paar lekker dinge koop en ek sal onder die lanies van die volk wees. Hy het gedink, as ek net dit het, maar hoekom voel ek so leeg? Hoekom voel ek so leeg? Ek sit hier alleen, maar ek voel leeg, ek het die geld, maar ek is leeg. En hy besef, dit was nie die moeite werd om Jesus te verkoop nie. En Judas gaan, en hy gaan terug, toe hy sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Hulle sê, jy kan nou maar toesien, en hulle sê vir hom, ons stel nie belang in jou nie, hulle wys hom van die hand, hy moet maar loop. En hy gooi daai geld so op die vloer uit. En hulle het daai geld gevat, en hulle het die pottebakker se grond gekoop, en het genoem bloedgrond. En ek wil vir jou sê, op die einde van die dag, toe kon Judas dit nie meer hou nie, die vertaling sê, die verskillende evangelies praat verskillend, maar is dieselfde ding, hy het gegaan, hy het homself opgehang, wat ek glo wat kon gebeur het, is homself opgehang en op 'n stadium, toe val hy af, en toe bar sy vooroop, en sy ingewande sê die woord het uitgepeel, dis so Lukas het beskryf, want hy's 'n dokter, so hy het let bietjie op ander goed as ons, en hy pleeg selfmoord, en hy maak 'n einde aan alles, want hy kon nie meer die guilt hou, vir wat hy gedoen het nie, want die verkeerde begeerte, het sonde gebaar, en die sonde het die dood voortgebring. Hoeveel van u en ek sit vandag dalk met 'n situasie, Here, ek soek so graag hy geld, maar ek wil vandag vir jou waarsku uit die verhaal van Judas uit, dat jy kan daai geld kry, die geld gaan jou nie geluk gee nie. Jy het so, jou hormone is geprikkel, daar's hierdie vrou wat jy soek, vir alles wat jy kan, dit prikkel jou as jy met haar praat, as jy haar sien, as sy beweeg, is besig om jou aan die gang te kry, en dit bring 'n nuwe mens in jou, maak dit wakker, maar ek sê vandag vir jou, wanneer jy alles verloor, en jy dit klaar gekry, dan besef jy, Here, maar dit het sonde gebaar, en dis nou vir my niks werd nie. 5 minute se plesier,
is nie die moeite werd om 'n ewigheid verlore te gaan nie. En ek praat vanmôre met u as iemand wat deur dieselfde situasies kom in my lewe. Ek dank God vir genade wat my gered het. Dank hom vir genade wat in die regte oomblik my lewe omgeswaai het. Want ek sê vanmôre vir u, ek is nie 'n saint wat hier staan nie. Ek is 'n mens soos julle. Ek gaan deur dieselfde beproewings, ek gaan deur dieselfde versoekings, maar die oomblik toe ek besef, Here, dat hierdie sonde, hierdie begeerte baar sonde, dit wil vir my die dood voorbring. Toe sê ek, my God, vergewe my, ek wil U dien, ek wil by Jesus bly, ek kan nie verlore gaan nie, help my, wees my genadig, en hy sê, my genade is vir jou genoeg. Menigte kere bid ek en smeek ek en sê ek, Here, ek is jammer vir my foute, dan sê die Here vir my, wat se foute? Sê Here, ek het dit gedoen, ek is jammer, ek huil voor God, want ek sukkel om met myself saam te leef. En sê, wat se fout, ek het jou lankal vergewe. Dis tyd dat jy jouself vergewe, want my genade is vir jou genoeg. Halleluja, ek wil vir jou sê, as God jou genade gee, al het jy wat se fout gemaak, laat dit gaan, want God het jou vrygemaak. Wie God vrygemaak het, kan niemand bind nie. As God seën, is dit waarlik geseën. Die woord sê, as hy jou vrymaak, is jy waarlik vry. En ek wil vandag vir jou sê, maar wanneer jy te midde van daai situasie is, jy kan nie loskom nie. Want die woord van die Here sê, Paulus skryf Galasiërs 5:6, en sê, wandel in die gees, sodat julle nie begeerlikhede van die vlees volbring nie, en die gees stand teenoor die vlees teenoor die gees, sodat julle nie kan maak wat julle wil nie. Nou staan ek in my binneste, dit wat ek wil doen, kry ek nie gedoen nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek sit met 'n geveg hier binne my. En my vlees kry die oorhand. En ek wil vandag vir jou sê, jou vlees baar sonde, en die sonde bring die dood voort. Ek sê vanmôre vir die volk van die Here, luister, hoor die woord van die Here, God se genade is vir jou genoeg, al is jy op watse vlak, al is jy op die vlak wat jy bedink, hoe gaan ek geld kry, hoe gaan ek die sonde kry, die begeerlikhede, is dit nou gierigheid, is dit haat, is dit afguns, is dit jaloesie, is dit dalk seksuele drang en begeertes en verkeerde wellustelike begeertes. Ek wil vir jou sê, God se genade kan jou red. Jy's nog in 'n goeie tyd vanmôre. Solank as jy nog nie dood is nie, is jy nog in die goeie kant. Of jy nou hier is wat jy dit bedink, of jy hier is wat jy daaroor praat, of jy hier is wat jy het begin kry het, wil ek vir jou sê, jy is daar. Judas, jy kon nog omdraai. Plaas dat hy na Jesus toe teruggaan. Ek sê vandag vir, as Judas in plaas van hom te gaan jammer sê vir die owerpriesters, na Jesus toe gegaan het en gesê het, my God, ek is jammer, ek het fouteer, glo ek, Jesus se genade was vir hom genoeg. Maar hy het nie vir Jesus gaan jammer sê, nie, hy het vir mense gaan jammer sê. Ek wil vandag vir jou sê, as jy vanmôre saam met my voel, Here, ek kan nie toelaat dat hierdie sonde langer baar nie, ek besef, God praat vanmôre met menigte mense in hierdie gebou. Die Here het my gewys in 'n gesig. Dis baie mense wat besig is met verkeerde sake. Jy's besig om met gevaarlike goed om te gaan. En dit gaan jou lewe verwoes. God waarsku vir jou vanmôre deur die lippe van klei, hoor vanmôre. Die woord van die Here, God wil sy volk vrymaak. Is dit nou tyd om te sê, Here, ek maak my los van die wêreld en sy dinge. Maak my los van die begeerlikhede van die wêreld. Red my terwyl die genade vir my genoeg is. Red my, sy genade is vanmôre vir jou genoeg. Ek praat uit die staanspoor van iemand wat weet. Ek weet, ek het fout gemaak, en nou voel sleg, en jy seker vir altyd sleg voel oor goed wat jy gedoen het. Is daar van julle ook wat so voel? Jy voel sleg, jy weet die Here het jou vergewe, maar jy voel nog steeds sleg. Tyd dan sê ek, ag Here, ek is jammer. Maar toe die Here weer vir my so ek eendag so weer sê, ek is jammer, die Here sê, waarvoor? Toe besef ek, Here, ek bind myself nog en het my lankal vrygemaak. Ek wil vanmôre vir jou sê, God wil jou vrymaak. As jy vanmôre besig is met verkeerde goed in jou besigheid, want jy weet, jy wil 'n paar rand maak, wil ek vanmôre vir jou sê, hoor die woord van die Here, voordat die tronkdeure dalk agter jou toeslaan, voordat die gereg intree, voordat jy dalk alles verloor, as jy besig is in 'n verhouding wat jy nie hoort nie, luister vanmôre, voordat jy huwelik verloor, as jy vanmôre met haat en gierigheid sit en afguns, bely dit voor God, dat hy jou vrymaak, voordat jy eers moet pak slaag kry. Ek vra jou vanmôre, wil jy nie oopmaak en sê, Here, ek besef daar's goed in my lewe wat ek nie moet toelaat nie.
Here, ek het begin toelaat my sosiale media my tyd van nie vat en ek weet dit dryf my verder, want ek begin goed kyk wat ek nie moet kyk nie. Ek begin lag vir goed waarvoor ek nie moet lag nie. Ek begin vereenselwig met goed wat ek nie moet vereenselwig nie. En die woord van die Here sê, hulle wat verkeerde dinge doen en hulle wat 'n goedkeuring gee, sal hy self te oordeel trek. Ek vra vanmôre vir jou, as jy voel, God, help my vanmôre, ek wil skoon kom. Ek sien nie uit Judas dit help nie. Dit help nie om so aan te gaan nie, want op die einde het hy gesien, hy het die geld, maar toe sit hy eers leeg. You may have the whole world, but give me Jesus. I'll take Jesus for mine. Ek wil vandag vir jou sê, ek het gedink geld gaan my gelukkig maak. Ek het hard gewerk. Ek het ure gewerk, wat ek vir jou wil sê, as bitter min mense wat die ure gewerk het, wat ek gewerk het in my lewe. Ek het hier môre 4:15 gery by die huis, ek het aan 7:45 teruggekom by die huis. Ek het so gewerk 5 dae 'n week en 6de dag het ek ingegaan, bietjie korter ure. Op 'n stadium het ek my 6de dag nog gegaan, as ek afklok by die werk en loop ek vroeg, dat ek daarom so 7 uur by die huis is, dan ry ek deur Johannesburg toe en gaan werk ek daar by 'n plek, tot 2-3 uur die oggend, dan gaan ek huis toe. Ek het geld gejaag, want geld gaan my gelukkig maak. Geld gaan my gesin gelukkig hou. Kan ek gou vir jou sê, geld het gemaak dat ek amper my gesin verloor het en myself verloor het. Toe ek Jesus inkry, toe gee hy vir my alles saam. Ek wil nou vir jou sê, ek sê nie daardeur jy kan sonder geld gaan nie. Maar om geld te hê in Jesus is baie meer as om geld te hê buite Jesus. Om geld in die Here te hê, maak dit vir jou gelukkig en hy maak dat jy vergenoegd is met wat jy het en dan sal dit met jou goed gaan. Hoeveel keer COVID kom en die lockdown en almal begin skielik allerhande schemes uitdink, want ons moet 'n paar rand nou bymekaar maak. Hierdie land van ons is 'n moeilikheid. Mense nou moet ons geld maak en mense se integriteit word bietjie op die spel geplaas. Vra vandag vir jou kind van God, kan jy nog sê, Here, ek staan nog eerlik en oop voor U. Here, ek doen nog dit wat reg is. Of het ek so geskrik toe ek sien hierdie ander manne maak hierdie geld, of hierdie geld wat verkoos word, ek het gevoel, ek wil ook 'n vinger in die paai, ek soek ook. Weet jy wat gebeur? Judas het 'n 10de gekry van dit wat gemors is daar. Maar op die einde van die dag, toe vat hy dit en gooi dit alles weg, want toe beteken dit niks. Ek het geveg vir goed in my lewe. Op die einde van die dag het ek dit weggegee, want ek het besef, dit beteken vir my niks as ek nie Jesus in my lewe het nie. Ek vra vanmôre vir jou, wil jy nie Jesus seker maak, Jesus is eerste in jou lewe nie. Ek wil vanmôre voor U staan, Here Jesus. Ek Jacques Potgieter en ek wil eerste voor U kom en ek wil vra, help my om vanmôre U eerste te plaas en niks anders toe te laat wat my salwing kan steel nie. Niks anders toe te laat wat my vrede en my vreugde in die Here kan steel nie. As daar van julle is wat voel, Here, U praat vanmôre met my, is jy welkom op jou voete te staan saam met my en te sê, Here, hier is ek. Ek erken en bely ek het U nodig. Ek erken vanmôre, Here, al is dit net my tyd wat ek aan verkeerde goed afstaan. Ek wil vanmôre seker maak, U is in my lewe en U is prioriteit. As jy vanmôre wil voel, kom ons buig ons hoofde, ons gaan nie rondkyk nie. Hier's niks om te sien vanmôre as dat die genade van God geopenbaar gaan word nie. As jy vanmôre voel, Here, ek het begin afdwaal, ek het begeertes begin kry na vleeslike dinge toe. Here, ek het begin meer belangstel aan 'n ouetjie of 'n meisie as aan U. Here, ek het begin belangstel meer om karre te kry as na U. Ek het belang gestel om meer vir rykdom as U. Here, ek het begin belangstel in ander dinge bo U. Wil ek vanmôre vir jou nooi, staan op jou voete en sê, my God, help my. Ek wil vanmôre genade hê. Ek gee nie om wie kyk vir my nie. Ek wil hemel maak. Ek kan nie verlore gaan nie. As jy vanmôre voel, dankie Here vir baie wat staan. Ons kyk nie rond nie. Vanmôre gaan ek vir jou gebed doen en hoor vanmôre die woord van die Here. My genade is vir julle genoeg. My genade is vir jou genoeg. Jy het mos vir jouself gesê, jy gaan maar 'n einde aan alles maak, want jy weet nie hoe gaan jy regmaak wat jy verkeerd gemaak nie. God sê vanmôre vir jou deur hierdie diens, jy sal as 'n getuienis terugkom en aan die volk getuig dat God jou lewe radikaal omgeswaai het, nie ver van die dag af nie. Die Here sê, ek swaai dit vir jou om. Die onmoontlike maak ek moontlik. Dit wat by die mens onmoontlik is by my moontlik. Gee my net 'n kans. Gee my net 'n kans, my genade is vir jou genoeg.
Here, ek dank U vanmôre vir elkeen wat staan, elkeen wat live kyk, elkeen wat wanneer ook al luister, wat sê, Here, ek is deel van U gebed, dat U nou by elkeen sal stil staan, dat U sal vrymaak, dat U, Here, hierdie vleeslike begeerte, hierdie drang na verkeerdheid van ons sal afsny, en ons sal vrymaak, Here, en die vyand sal my nie langer bind deur my daar te hou nie, die vyand sal my nie langer laat skuldig voel nie, want ek is vanmôre vry, want Christus maak my vry. Here, wie maak nie 'n fout nie? U woord sê, U staan met daai mense wat die vrou bring, en sê, jy wat nie fout het nie, gooi klippe, en niemand kon klip gooi nie, want ons almal het foute. Die woord sê, ons almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Vanmôre, Here, dank ek U vir die genade wat vir ons genoeg is. Dankie dat ons vanmôre kan staan en sê, Here, hier is ons. Ons maak ons harte oop, en ons maak vanmôre ons besighede oop, ons maak ons emosies oop, ons maak ons liggame oop, ons maak ons totaal oop voor U, ons ontbloot ons voor U, en sê, Here, kom vanmôre in, en gooi uit dit wat nie hoort nie. Kom dryf vanmôre die geldwisselaars hier binne ons uit wat nie hoort nie. Kom dryf vanmôre hulle wat verkeerd doen, die verkeerde slegte begeertes uit wat nie hoort nie. Here, die sonneskoolletjie sê so mooi, afguns, jaloesie, twis en haat. Here, U trek hulle uit en U gooi hulle weg. Ek dank U vanmôre, Vader. Ek sien nou elkeen wat staan, en ek bid, Here, dat U 'n omswaai sal bring in hulle omstandighede, 'n omswaai in hulle lewens, dat U genade genoeg sal wees, dat U huwelike sal spaar, dat U verhoudings sal red, Here, en dat ons vanmôre kan draai terwyl ons in gunstige tyd is. Ek dank U vir die genade, ek dank U vir die guns, ek dank U vir die bloed van Jesus, en ek dank U dat U genade vir ons genoeg is, en Here, die verkeerde begeertes, baar sonde, maar genade in Christus Jesus gee verlossing en 'n ewige lewe. Halleluja! Ons prys U daarvoor, ons aanbid U daarvoor, en ons sê vir U baie, baie dankie. Word dan nou verheerlik, seën elkeen, salf elkeen, en die volk van die Here sê, Amen.